mag jy vanoggend net om ervaar beleef soos wat God is by nie. Sit so, sing saam, ons loof hom. Goeiemôre Garsfontein geloofsfamilie. Baie welkom by vanoggend se erediens. Baie welkom aan almal wat gisteraand saam ons gekuier het. As jy dalk bietjie moeg is, ons sal nie vandag te lank stil gebed doen nie, net nou verloor ons 'n paar van julle. Ek wil sommer hier vooraf baie dankie sê vir almal wat gisteraand daar was, almal wat saam gekuier het, almal wat betrokke was op een of ander manier. Dit was regtig 'n baie lekker kuieraand en ek dink ons moet dit verseker volgende jaar weer doen. Ons het dit baie geniet. Nou julle ken my rympie. Draai gou so na die persoon agter jou, voor jou, nie die een saam wie jy gekom het nie. En dan sê jy net goeiemôre en groet sommer net. Nou hierdie rympie van my is gebaseer op die geloof dat jy het daarom die een saam wie jy gekom het gegroet in die oggend. So as jy nie het nie, dan moet jy dit asseblief doen. Iets wat altyd vir my vreemd was van Garsfontein, is dat Garsfontein is 'n gemeente wat baie vroeg kerk toe kom. Die gemiddelde NG Kerk, en ek het nou op baie plekke in die land gepreek, hier so 10 voor, dan wonder die dominee nog, gaan daar enigiemand opdaag. En dan 5 voor, dan begin die eerste mense kom, en so 30 sekondes voor die tyd, dan stroom hulle in. En Garsfontein het 'n ander kultuur wat dit betref, en dis regtig lekker om dit te beleef. Maar soos wat die winter was, dink ek het mense bietjie later gekom,
En lyk my ons is almal nou hierso. Gemeente, dit is my voorreg om julle te kan groet, soos wat ek as mens julle groet, om julle te kan groet namens God die Vader, Jesus Christus sy Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek wil gou vra vir al die kinders, julle kan, maar wag voordat julle kom, moet ek eers vir julle verduidelik. Hiervoor is 'n swart tafeltjie met 'n weegskaal en boeke. Dis baie belangrik dat julle asseblief nie aan hom moet vat nie. Hy kan sommer net so maklik val en breek. So al die kinders, julle wil daar by die poppekas kan sien. So kom sit julle gou hierso en sorg dat jy daar kan sien. Sitplek te kry, en dan is al die kinders hierso. Daar sy, julle reg. Hoor. Aandag in die hof. Vandag se saak is Pop JJ Jacobus. Hy word vandag aangekla vir diefstal. Hallo maat. Kan julle my help? Groot asseblief. Ek is 'n groot moeilikheid. Nou hoor hierdie storie. Ek het maandag aand gesien waar my ma haar lekker sjokolade wegsteek en toe besluit ek maar ek kan mos skelmpies net een blokkie vat. Niemand sal weet nie. Dis net een blokkie. Maar Dinsdag aand, toe's ek weer lus vir nog 'n blokkie. So toe steel ek nog een. Woensdag aand, sommer 2 blokkies. En toe gisteraand, by my 3de rytjie vir die week, toe ek hom probeer steel. Wak! Staan my ma daar en wag. Toe's ek uitgevang. Stilte in die hof. Pop Jacobus word aangekla vir steel van sjokolade, elke aand vir 'n week lank. Jou toekoms lê in die hande van al hierdie ander mense. Wat sê julle kinders moet hierdie pop se straf wees? Hy moet tronk toe gaan. Hoe lank moet die pop tronk toe gaan? Vir altyd. Shoot, dis baie lank. Regter, ekskuus tog. Ek het hier 'n brief gekry wat geskryf word aan regter Pop. Ek lees dit gou vir julle. Aandag alle groot mense, kinders en poppe. Daar het nou net by die hof 'n man met die naam Jesus gekom en hy het gesê hy is in die plek van 'n JJ Jacobus. Hy sê moet asseblief nie vir Jacobus tronk toe stuur nie. Jesus sal in sy plek sy straf dra. Dis dit. Nee, okay, goed dan. Laat die pop vry onmiddellik. Wow, maat. Ek kan nie glo wat nou net gebeur het nie. Ek verdien elke straf wat julle genoem het. Maar Jesus het in my plek my straf op sy skouers gedra. Dis baie waar. Al gaan ek nou nie tronk toe nie, sal ek my hare gaan sny en ek sal nooit weer steel nie. Ek is baie bly om dit te hoor. Wel, my werk hier is gedoen. Totsiens, maats. Onthou Jesus het vir ons sondes aan die kruis gesterf. Net soos hy in my plek tronk toe is. Al het hy niks verkeerd gedoen nie, dra hy
ons sondes vir ons. Dit is baie, baie belangrik dat ons jammer sê as ons iets verkeerds gedoen het en vergifnis vra. So ek is baie jammer, mamma, ek het so chocolate gesteel. Dankie, liewe Jesus, dat U vir ons sondes gesterf het. Ek gaan soet wees van nou af. Totsiens, maat! Totsiens, maatjies. Sjoe, maar julle is kwaai. Stuur hom tronk toe vir 1000 jaar, oor 3 blokkies chocolate. Is julle ma's en pa's so kwaai by die huis? Nee, ek dink darm nie so nie. OK, julle sê gou-gou vir my, draai nou almal dat jy weer hierdie kant toe kyk. Julle het gesê Jakobus moet sommer tronk toe gaan. Het hy dit verdien om tronk toe te gaan? Hy het gesteel, wat gebeur met 'n dief wat steel? Hy gaan tronk toe. Wie van julle het al ooit 'n blokkie chocolate gevat, terwyl jy eintlik geweet het jy mag? So wie van julle moet eintlik tronk toe gaan vir 1000 jaar? Almal van julle. Maar gelukkig, wat het Jesus gedoen? Ja, hy het in ons plek vir ons gesterf. So Jesus het gekom, en wie van julle se ma's en pa's het al 'n boete gekry omdat hulle te vinnig ry? Kom ons kyk bietjie, wie is die sondebokke? Nou my kinders kan ook maar hulle name opskryf. Daai boete sê jy moet betaal, want jy was verkeerd. Jesus kom en hy sê, ek sal vir jou betaal. En Jesus sê dit vir julle ook. Daai goed wat jy verkeerd doen, Jesus sê, maar ek sal in jou plek, sal ek vir jou straf vat. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie, dat U ons straf van ons af wegvat. Here, ons is regtig jammer vir alles wat ons verkeerd doen. Elke keer as ons ongehoorsaam is. Maar dankie dat U ons liefhet en ons vergewe. Amen. Dan sal julle kan gou opstaan, dan gaan ons 2 liedjies saam sing. OK, die eerste liedjie, die groot mense, julle kan asseblief ook so opstaan, is 'n belydenis. Het julle al gehoor in die kerk sê ons partykeer die geloofsbelydenis? Nou dis 'n klomp goed wat ons glo en is partykeer bietjie moeilike woorde. So ons gaan dit nou vandag sing, opgesom in eenvoudige taal. Wat glo ons? Ons glo ons God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat hy nie kan doen. En dan sing ons vandag vir die laaste keer, julle kan bly staan asseblief, sing ons die Ou Testament liedjie.
En ons gaan nou vir die groot mense vra wie van hulle ken hierdie liedjie nou. So, is julle reg vir hom? Julle nou vinnig kan sing. As ek dink een van julle kan al daai boeke uit jou kop uit sê. Ons gaan nou hoor of die groot mense kan. Dankie julle, almal wat voorskool is. Nee, eintlik al die kinders. Julle gaan nou almal uit. Is ek reg, Gerry? Dat ek net seker maak. Okay, Gerry is klaar uit. So al die kinders, julle kan saam uitgaan. Julle gaan Bybel vasvra hou. Nou ons vier vandag Bybelsondag. Vandag, baie jare terug, in die 90 jaar terug nou, is die Bybel vir die eerste keer in Afrikaans vertaal. Voor dit het ons nog Hollandse Bybels gehad, voor dit was dit in Duits, voor dit was dit in Latyns. So dit het net gegaan van bad na worse as ek en jy dit nou moes verstaan. En vandag vier ons dat ons uit die Bybel in ons eie taal ons kan verstaan wat die Here vir ons sê. En ons het julle voorberei hierop dat ons gaan vandag 'n klein Bybel vasvra hou. En ons het allerhande lekker pryse. So, enigiemand wat nie gemotiveer is deur 'n chocolate nie, weet ek nie hoe ons jou gaan kry nie. Ja, kan ek jou vra, sal jy net hier voor kom staan, ons gaan kyk wie se hande is eerste op. Ons het so 5 algemene vrae, en dan het ons 5 vrae wat oor die reeks gaan waarmee ons besig is. So dan gaan ons bietjie kyk wie sit en slaap in die kerk en wie sit en luister. Die eerste vraag is tydens sy bediening op aarde. Hoeveel mense het Jesus uit die dood opgewek? Hier was 'n hand, maar lyk my jy betwyfel jouself. 3. Dit was inderdaad 3. Dit was Lazarus, die weduwee van Nain se seun en dan Jairus se dogtertjie. Baie geluk. Vir 'n arrow, wat is die kortste Bybelvers? Die kortste vers in die Bybel. Henk. Jesus het geween. Johannes 11 vers 35. As jy ooit voel jy kan nie 'n Bybelvers uit jou kop uit leer nie, daai is die een om na te gaan. 3 woorde en jy het hom. En ons is nou so op pad Kersfees toe en hierdie is een wat die kinders altyd reg kry. So kom ons kyk of julle al vergeet het. Watter 3 geskenke het die wyse manne vir Jesus gebring? Tannie Susan. Goud, wierook en mirre. Nou so in dieselfde tydperk, wie was koning toe Jesus gebore is? Herodes. En dan die laaste algemene vraag, en man, ek hoop jy kry nou 'n pyn nie.
Uit watse liggaamsdeel van Adam het God vir Eva gemaak? Uit 'n rib, inderdaad. Nie uit sy voet nie, so hy kan nie op haar trap nie, nie uit sy kop nie, so sy moet nie op sy kop staan nie, maar uit sy rib, sy aan sy. En dan nou 'n paar vrae oor goed wat ons die afgelope 5 weke gesê het hier by die kerk. Wat is die eerste en die laaste ding wat die Jode moet sê in die oggend en voordat hulle gaan slaap? Ons lees dit in Deuteronomium. Jy kan die hele een sê of jy kan net 'n opsomming sê. Wat is die belangrikste ding? En dit was 5 weke terug, lyk my dit raak bietjie lank. Maar daar is 'n spesifieke een wat hulle vasmaak. Hulle noem dit die Shema. Luister o Israel, die Here is God, die Here is een. En dan vat ek hom vir myself. Ek ken hom. 'n Ander preek, waarop het die verlore seun al sy geld spandeer? Losbandigheid, op allerhande lekker goed. Wat beteken die woord heilig? Afgesonder. Ja, Afrikaanse juffrou sal trots wees, onthou dit. In Sefanja 3 vers 17 sê God hy is vir ons verskriklik lief. En hy gebruik 3 sinne om sy liefde te beskryf. Hoe sê hy, op hoe manier is hy vir ons lief? Ons is kosbaar in sy oë. Maar daar was so 3 sinne, hy het gesê hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. En hy is vol vreugde oor jou. Jy kan nie hom ook kry nie. Ek ken sy antwoord. Dan 'n laaste een. Volgens Johannes 14 is Jesus 3 dinge. Wat se 3 dinge is dit? Hy sê ek is. Die weg, die waarheid en die lewe. En nou ons groot prys. Wonder ek of ons hom gaan uitdeel of hy gaan bly. Nou, behalwe vir die musiekspan wat hulle sit met die woorde voor hulle, is daar enige iemand wat dapper genoeg is om die boeke van die Ou Testament vir ons te kom opsê? Nou kom julle diamante spog baie met in julle dae, moes julle nog die katkesasie goed geleer het. So moet nou nie vir my sê julle almal het dit al vergeet nie. Ek sê julle help, het begin Genesis, Exodus, Levitikus. En dan kan een van julle aangaan. Nou ons sal hom na die tyd by die tee uitdeel. Ek dink ons sal hom in baie klein blokkies sny en as jy vir my 1 boek kan kom sê, dan kan jy hom kry. Baie dankie. Ja, ek sal jy net vir my daai skerm aansit asseblief. Nou julle, ons kan baie moeilike vrae vra uit die Bybel en ons kan baie maklike vrae vra. Maar jou Bybelkennis is nie die heel belangrikste ding nie. Natuurlik, hoe meer jy weet van God se woord, hoe beter. Maar daar's 'n paar belangrike goed wat jy moet weet. Jy hoef nie noodwendig te weet wie was die 7de koning van Israel nie. Jy hoef nie noodwendig te weet in watter regeringjare dinge gebeur nie. Wat jy wel moet weet is God se woord sê, jy was verlore, maar deur Jesus se opoffering is jy gered. En ons gaan eendag dit saam met hom vier. So as jy nie alles verstaan van die Bybel nie, want nie een van ons doen nie, solank jy daai weet, dan het jy dit. Dan weet jy dit wat belangrik is. Kom ons bid saam en daarna gaan ons die Here loof en prys. Here God en Vader, Here baie dankie vir die voorreg wat ons het om u woord in ons eie taal te kan lees. Here, daar's soveel goed wat ons nog steeds nie verstaan van u nie. Goed wat vir ons net
te groot is, wat ons nooit sal verstaan nie. Here, en ons kan ons nie indink om dit nog in 'n vreemde taal te moet leer nie ook. En daarom wil ons vir U baie dankie sê, dat U dit in mense se harte geplaas het, om U woord vir ons te vertaal. Here, ons is soms bederf met 'n klomp verskillende vertalings. Here, maar ons weet, hierdie vertalings beteken ook niks, as dit maar net daar een kant op die bedkassie lê nie. Here, lei ons, herinner ons, inspireer ons, om elke dag U woord te lees, en dit dan te gaan leef daar buite. Dankie vir die voorreg om U te mag leer ken. Amen. Kom ons staan, en dan loof ons die Here saam. Ja.
Here, saam met die engele en die hemelwesens, wil ons vandag by u voete kom sit en sê, heilig, heilig, heilig. Die hele aarde getuig van u heiligheid, van u almag, van u grootheid. Dankie, Here, dat ons by u mag wees, dat ons as sondige en klein mense by u voete mag kom sit. Ons loof en ons prys u, Here, want u is vol genade, heilig en magtig. Amen. Baie dankie, julle. As jy jou Bybel hier het, kan jy hom solank oopmaak by Psalm 96. Ons is nog besig met ons reeks oor God is. Wie is die een wat ons uitnooi? En vandag sien julle daar aan die estetika, vandag se tema is God is die regter. God is die regter. Nou jy kan die Bybel maar net so langs jou eers neersit. Die wat hierdie afgelope week met die Pienaars te doen gehad het in vergaderings, sal weet dat ons het hierdie week so 1 of 2 moeilike episodes gehad met tantrums. Iets wat elke ouer ken. En ek onthou die heel eerste keer wat een van my kinders 'n openbare tantrum gegooi het. Gelukkig is dit iets wat nie baie gebeur nie. Maar natuurlik, omdat hy die oudste was dit Jandrey. En Jandrey het in Potchefstroom se Checkers 'n tantrum gegooi oor 'n komkommer. En ek onthou die een helfte van my was verskriklik skaam, want hierdie kind van my gaan so te kere. En die ander helfte van my het gevoel, kan almal tog net raak sien, dit gaan oor 'n komkommer. Hy skree nie oor 'n chiclet nie, maar oor 'n komkommer. Maar vir julle wat ouers is van jonger kinders, die van julle se kinders al groter is, sal terugdink en onthou, daar is min dinge so erg soos wanneer jou kind in publiek 'n tantrum gooi. Stem julle saam? Dit is baie embarrassing. Nou, dis iets wat nie verbygaan nie. Wel, die tantrums gaan verby. Maar hoe jy voel oor jou kind as jou kind droog maak, is iets wat nie verbygaan nie. Want die afgelope paar maande het ek toevallig redelik te doen gehad met mense wat 'n kind of 'n familielid of iemand naby hulle in 'n rehab laat opneem het. En die een reaksie wat daar elke keer was, is, Dominee, moet asseblief dit maar net tussen ons hou. Moenie vir mense gaan sê nie. Dis iets wat ons nie op die gebedslys mag sit nie. En dit het my laat wonder, waarom nie? Is dit omdat ons skaam is vir ons kinders? En ek is baie seker die antwoord is nee. Net soos wat my kind my in daai oomblik skaam gemaak het, maar ek steeds lief bly vir hom. Net so is hierdie ernstiger probleme ook. So waarom elke keer hierdie pleidooi moet tog nie vir mense sê nie? Ek is redelik seker die antwoord is nie omdat ons skaam is vir ons kinders nie, maar omdat mense oordeel. En ek weet, mense oordeel my as my kind stout is in die publiek, want ek oordeel hulle as hulle kind is. So dis hoe ons weet dat dit is waar. Want ek het al na ouers gekyk en gedink, joh, kry net jou kind onder beheer. Nou, elke keer wat jou kind iets doen, dan weet jy bietjie meer simpatie daarmee. Maar jy weet, mense kyk vir jou. En jy wonder onmiddellik, wat dink hulle? Ek sal nooit vergeet nie die dag toe ek hier bevestig is, Louis was nog so oulik om vir my en Jak groot stoele te sit en toe vir die kinders klein stoeltjies. En julle weet in hierdie tyd seker, my woeligste een is my middelste kind, Joshua. En hy sit en hy's maar bietjie woelig, soos gewoonlik. En ek gee vir hom daai kyk, julle weet daai kyk wat ma's kan gee. En dan praat jy so uit die hoek van jou mond dat mense net nie kan sien nie. Ek sê vir hom, Joshua, sit stil, die mense kyk vir jou, want ons sit op die verhoog. En Joshua kyk op en hy sien al die mense wat vir hom kyk.
en hy maak so. En hy is heel chuffed met die mense kyk vir my. Nou, iewers word jy groot en dan verloor jy daardie chuffedheid, want mense kyk vir my. En dan begin jy dink, o my aarde, mense kyk vir my. En wat dink hulle? As ons hier by 'n hoërskool moet instap, dat ek vir julle sê, dit is 'n skrikwekkende plek. Soos wat mense jou oordeel. Hulle oordeel jou op jou voorkoms. Hulle oordeel jou op jou punte. Hulle oordeel jou en jou vriende. Hulle oordeel jou as jy jou kosblik oopmaak, met watse kos het jy? Het jy koel genoeg gewees om geld te bring, of het jy 'n unkoel broodjie gebring? Jy word geoordeel op elke stukkie van jou menswees en van jou dag. En dis iets wat nie net tot hoërskool beperk is nie, alhoewel dit daar op die ergste is. Mense oordeel mekaar ontsaglik maklik. Ons doen dit permanent. Ons praat van eerste indrukke. Eerste indrukke is niks anders as, toe ek jou gesien het, het ek jou begin oordeel en gedink, ek gaan van jou hou of ek gaan van jou nie hou nie. Ons oordeel mekaar amper 24 uur 'n dag. En tog is God baie duidelik hieroor. Hy praat op 'n hele klomp plekke in die Bybel oor mense wat oordeel. In Matteus 7 sê hy, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. Hy is baie duidelik hier, dis nie 'n moeilike ding om te lees nie, dis nie moeilik om te verstaan nie, moenie oordeel nie. En tog is dit maar moeilik. In Romeine 4 vers 10 sê hy, jy, waarom veroordeel jy jou broer? Of jy, waarom sien jy op jou broer neer? Ons gaan tog almal voor God se regterstoel verskyn. Waarom oordeel jy jou broer terwyl jy eintlik agter die deur staan en presies dieselfde doen? Waarom oordeel jy jou broer? Jy het nie die reg om dit te doen nie. Moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Die oordeel kom jou immers nie toe nie. Wie is die mens dan om te oordeel? Wanneer ek en jy iemand oordeel of veroordeel, veroordeel is eintlik net die oortreffende trap om te sê, ek het definitief besluit jy is skuldig. Dan moet ons weet, daardie selfde maatstaf word op my en jou ook gebruik. Dit waarteen ek mense oordeel, dit sê die Here kan teen my gebruik word. En julle, dan is ons in die moeilikheid, want as ek myself moet oordeel, en ek gebruik dieselfde maatstaf, wat ek vir ander gebruik, dan is ek maar ook in die moeilikheid. Want ek weet wat in my gedagtes partykeer aangaan. My gedagtes is nie altyd net rein en goed nie. Ek sit in my kar en as daai bedelaar langs my kom staan, dan doen ek alles om net nie oogkontak te maak nie. Want dan voel ek sleg. As ek hom nie sien nie en hy sien my nie, dan voel ek ten minste beter oor die feit dat ek nie vir hom iets gee nie. Ek verloor gereeld my meer, veral met my kinders. En ek snap en sê vir hulle iets waaroor ek later spyt is. Ek voel baie keer as ek met kinders werk, dat ek is lus en gaan na daai kind se ouers toe en gaan klap hulle dat hulle net met regkom. Ek het baie goed in my wat nie Christelik is nie, wat nie mooi is nie, wat nie rein is nie. En God sê, jy mens wat oordeel, met dieselfde maatstaf sal jy geoordeel word. Ek is vol sonde. Hoe kan ek iemand anders oordeel? Want sonde is sonde. Daar is nie iets soos groot sonde en klein sonde nie. En dis mos hoe ons dink. Ek kan darm oordeel, want my sonde is darm klein. Maar daai een, hy kan niks sê nie. En as ons die koerante oopslaan, dan lyk dit of dit vir ons bevestig word. Die afgelope week was dit vreeslik in die koerante, die meisie in die Kaap wat vermoor is. En wie van ons het nie daai gelees en daai kind veroordeel nie? Ek glo ons almal het. En daar's 'n baie fyn lyn altyd, wanneer ons oordeel. Tussen, alles kan nie maar net reg wees nie. Dat God is duidelik, goed is verkeerd. Moord is verkeerd. Ons moet die daad oordeel.
maar ons mag nie die mens oordeel nie. Dis iets wat ons baie met die hele homoseksualiteitskwessie vir daai woorde ook gehoor het. Jy mag iemand se dade veroordeel, maar nie die mens nie. Maar laat ek julle nou sê, dis onmoontlik. Dis onmoontlik om dade te veroordeel en nie die mens nie. Ons streef daarna, maar ons kry dit nie reg nie. Dis nie moontlik om 'n mens en sy dade so te skei nie. Daarom word iemand wat 'n moord gepleeg het, 'n moordenaar genoem. Jou dade word deel van jou identiteit. En ek dink dis een van die redes waarom die Here sê, julle kan dit nie reg kry nie. So los dit net liewer heeltemal. Moenie mekaar oordeel nie. Ek en jy het nie die reg om te oordeel nie, want ons is nie die regter nie. So wie is die regter? Alle oordeel staan daar 'n klomp keer in die Bybel, kom God toe. Hy is die regter. Ons sê dit in ons geloofsbelijdenis, ek glo in God die Vader, hy wat sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Nou, Wick Broomel, 'n bekende teoloog wat die Wycliffe ensiklopedies oor die Bybel geskryf het. Hy skryf in sy artikel oor judging, dat daar is 3 redes waarom God mag judge, mag oordeel, en ons nie. Die eerste een is God se absolute geregtigheid. As jy die Bybel lees van Genesis tot Openbaring, dan is daar nooit wat God 'n grys gebied het nie. Vir God is reg en verkeerd is verkeerd. Jy leef binne my wil of jy leef buite my wil. God het 'n absolute geregtigheid wat ons as mense nie kan hê nie. God se kennis van selfs die diepste geheimenisse van die mens. Nou, ek het vir julle al gesê dat ek het nie vreeslik droog gemaak in my lewe nie. So, as ek deur mense geoordeel word, dan lyk ek alright. Ek's darm 'n dominee. Ek het daarom gaan teologie swat. Ek het daarom 3 kinders wat nie te erg is nie. Maar nie een van julle ken my diepste geheimenisse nie. Net God ken dit. Ek en jy kan na iemand kyk en dit lyk of hulle perfek is, maar God ken hulle diepste geheimenisse. Ek en jy kan na iemand kyk en hom afskryf en sê daar's geen hoop vir hierdie ou nie. Hy is 'n moordenaar, hy is 'n leenaar, hy is alles wat sleg is. Maar God alleen ken sy diepste geheimenisse. En God het die vermoë om belonings te gee of om straf uit te deel, wat ek en jy nie het nie. So God mag oordeel. God mag die regter wees, want dis wie hy in wese is, wat ons as mense nie is nie. God maak nooit enige fout in sy oordeel nie. En daarom kan ons sy oordeel aanvaar. Daarom kan ons onder sy gesag staan en weet, ons wag op hom wat kom om te oordeel. Nou in een van die dele van die Bybel waar hulle baie mooi oor God se oordeel praat, is Psalm 96. En ons gaan hom nou binnekort lees. Psalm 96 is 'n absolute lofpsalm. As jy hom begin lees, dan wonder jy eintlik hoe gaan hierdie psalm by God as die regter uitkom. Hierdie psalm, interessant, is een van die min wat ons baie weet, presies weet, wanneer is hy geskryf en hoekom is hy geskryf. Ons lees in 1 Kronieke 16, julle kan dit gerus by die huis gaan lees, lees ons die hele storie agter hierdie psalm. In 1 Kronieke 16 word die ark van die Here Jerusalem toe gebring. En Dawid reël 'n hele partytjie. Soos ons wat gisteraand partytjie gehou het om te vier ons verjaar, so reël koning Dawid 'n partytjie om die koms van die ark te vier. En hy stel 'n klomp mense aan, daar's 'n hele lysie van name. En hy sê hele groepie, onder andere Asaf, wat 'n klomp ander psalms geskryf het. Hy sê hele groepie, julle staan daar by die hek, en as julle die ark sien, dan begin julle sing. Julle loof en prys die Here vir daardie hele middag. En een van die liedere wat hy skryf vir daai spesifieke gebeurtenis is Psalm 96. In Kronieke sê julle sien, daar's 'n paar ekstra verse
wat bietjie verkort is toe hy in die Psalmboek opgeneem is. Maar kom ons lees saam Psalm 96. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here, almal op aarde. Sing tot eer van die Here, prys sy naam. Verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe. Ontzagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal van hom uit. Krag en glans vul sy heiligdom. Prys die Here alle volke. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Kom na sy voorhoewe toe, bring vir hom offers. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Verkondig onder die nasies, die Here regeer. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die Here sal die volke regverdig oordeel. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Die see en alles daarin moet druis. Die veld en alles daarop moet jubel. Alle bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom. Hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Nou vers 13 sê in ons vertaling, hy kom om te heers. Maar in die oorspronklike Hebreëus is daai woordjie heers eintlik die woord wat ons gebruik vir oordeel. So ek wil sommer so 'n paar ander vertalings lees. Die 2020 vertaling sê ja, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en volke ooreenkomstig sy trou. Die 33 vertaling, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Die King James, wat 'n baie ou vertaling is, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with his truth. Vir die van julle wat my wil opcheck, daar's die Hebreëus ook. Die gehighligte woord is lishpot. En lishpot beteken om te oordeel. So hierdie hele psalm is 'n lofpsalm. En hy word in 3 verse opgedeel en soos tipies poësie kring dit heeltyd uit. Hy begin met Israel en hy sê prys die Here want hy is magtig. Hy het ons gered. Al hierdie goed wat ons weet van hom. Dan kring hy uit en hy sê maar gaan vertel vir die nasies. Gaan vertel vir die volke wie is ons God. Dat die volke ook die Here kan loof. En dan in die 3de strofe kom die aarde in, die fisiese aarde. Hy sê die berge dreun en die riviere raas, die bome, die veld en die bos, alles daar buite, loof die Here. En dan verwag 'n mens, en daar is 'n want. Hoekom moet alles die Here loof? En mens verwag so half dat daar dan iets moet staan van, want hy is die skepper, of want hy is die versorger, of want hy is die een wat alles onderhou, want hy is goed. Maar dit staan nie daar nie, daar kom iets heel interessant. Prys die Here, want hy kom om te oordeel. En is asof 'n mens daar net so 'n bietjie moet pause en sê, het ek nou reg gelees? Want ek weet nie van julle nie, maar as ek moet weet, iemand kom om my te oordeel, dan is die gevoelens in my so 'n bietjie van angstigheid, so 'n bietjie van bekommernis, baie min opgewondenheid. Maar God kom om te oordeel, en daarom moet ons hom loof en prys. En sien, ek dink ons verstaan God se oordeel bietjie verkeerd. As ons dink aan God as regter, dan dink ons aan een van daai manne met die swart goed aan, iemand wat sit en wag om 'n straf uit te deel. Om te sê, jy was verkeerd, ek bevind jou skuldig, en jou straf sal wees
dit en dit. En ons dink partykeer in terme van God ook so. Ons dink aan God as die regter wat ons gaan straf, wat ons gaan skuldig bevind, want ons weet, ons staan skuldig voor hom. Ons weet, ons het al hierdie sonde in ons. Maar dit was nooit die doel van 'n regter nie. As jy nou baie duisende jare teruggaan, die oorspronklike rede waarom daar 'n regter is, was nie om te straf nie. In ons Afrikaanse taal sien jy dit in die naam. Dit was om dinge reg te maak. Iets het skeef geloop en 'n regter moes besluit, hoe maak ons dit weer reg? Hoe herstel ons hierdie situasie? En dit het nou maar so deur die jare verander en gekonsentreerd geraak, dat die regter is gewoonlik die een wat straf uitdeel. Maar die rede vir daai straf is nog steeds om iets reg te maak, om geregtigheid te laat geskied, om iemand te rehabiliteer. Dit was die oorspronklike bedoeling van 'n tronk gewees. So as God kom om te oordeel, dan kom hy om dinge reg te maak. Hy kom nie om straf uit te deel nie. Hy kom nie met 'n boekie en 'n lysie van elke een van ons om te sê, op daardie dag het jy dit gedoen en daarom is jou straf dit en dit nie. Hy kom om reg te maak. Hy kom om te herstel. En dit is my so spesiaal dat die hele wêreld, die hele aarde is ingesluit in hierdie proses. Want sien toe die mens droog gemaak het, toe die hele wêreld daaronder gelei. Toe Adam en Eva die eerste keer God ongehoorsaam was, lees ons die Here het 'n bok geslag en hy het vir hulle klere gemaak. So voor dan was die wêreld 'n goeie plek. Na die sondeval word diere vermoor sodat ons hulle velle kan aantrek en hulle vleis kan eet. Na die sondeval het die mense selfsug die wêreld begin besoedel. Na die sondeval het alles begin skeefloop. Die mense het die wêreld gemaak. Mense het mekaar seer gemaak. Na die sondeval kom die eerste moord, toe Kain vir Abel gaan doodslaan. Na die sondeval kom die eerste diefstal, kom die eerste leuns, kom alles wat sleg is, en die mens bring dit in die wêreld in. En daar staan iewers geskryf dat die wêreld, die aarde, wag met afwagting op die koms van die Here. Nou waarom wag die aarde, die bome en die veld en die diere op die Here? Dieselfde rede waarom ek en jy wat gelowig is, op die Here wag. Ons het so rukkie terug uit Sefanja gepreek, en daar praat hulle kort van die dag van die Here is op pad. En in moderne literatuur word daar gepraat van die oordeelsdag, die wederkoms. En ons praat baie so, as iemand hier wegkom met iets, dan sal ons sê, toe maar wag net, sy dag gaan kom. En dan bedoel ons daarmee die oordeelsdag. Ons sal sê, ja, daar kom jy nou weg met dit, maar eendag gaan jy vir die Here moet verduidelik. Ons het partykeer 'n baie skewe beeld van wat die oordeelsdag gaan wees. As jy nie gelowig is nie, ja, dan is dit 'n skrikwekkende dag wat voorlê. Dan is dit al hierdie goed wat ons altyd sê. Maar as jy gelowig is, dan is dit nie hoe jou oordeelsdag gaan lyk nie. As jy gelowig is, ek en jy wat hier sit, gaan daardie dag, kan ek jou verseker, die beste dag van jou hele lewe wees. En as ons dit mis, as dit na ons is, wanneer jy voor God se regtersbank gaan staan, gaan dit die beste dag in jou lewe wees. Want ons regter is nie een vir wie ons hoef bang te wees nie. Ons regter is nie een wat met 'n lysie gaan staan voor ons nie. Ons regter sê in Jeremia 31 vers 34, sê God, en hy self hier aan die woord, want ek sal hulle sonde skuld vergewe, en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. God, ons regter, sê hulle sonde, daai briefies, daai boetes wat jy het, ek sal dit eenkant sit, en ek sal nie weer daarin dink nie.
In Micha 7 bevestig hy dit. En hy sê, wie is 'n God soos U? U is 'n God wat die skuld vergewe, wat die oortreding verbygaan, ter voordeel van die oorblyfsels van sy eiendom, wat nie vir altyd vasklem aan sy toorn nie, maar wat vreugde vind in troue liefde, wat ons weer genadig sal wees, ons skuld sal vertrap, U sal ons sondes in die dieptes van die see gooi. Klink dit soos 'n God wat op sy regterstoel gaan sit en wag om jou te kry? Nee, dit doen nie. God sê, ek het die reg om jou te oordeel. Maar dis wat ek doen daarmee. Ek vat jou sonde en ek gaan gooi dit in die see. Van die vertalings praat van die see van vergeteling. Hy vergeet daarvan. Hy sê in Psalms, hy kan nie meer onthou wat ons verkeerd gedoen het nie. Want as hy ons vergewe, is ons volkome vergewe. Dis nie soos 'n borgtog wat jy kry. Jy's nou maar okay, maar eendag, as jy net weer skeef trap, dan gaan ek jou kry nie. Dis nie 'n vonnis wat uitgestel is, of versagtende omstandighede, of al hierdie mooi goed wat ons gebruik nie. God sê, jy is skuldig, maar ek vergewe jou. Jy is skuldig, maar ek het jou straf gedra. My seun het jou straf kom dra. My seun het in jou plek deur 'n kruisiging gegaan. En daarom is jy vergewe. So ek en jy kan saam met die natuur bly wees en juig. Ek en jy hoef nie in vrees te lewe vir eendag as ons in die hemel verskyn, dan gaan die Here daai goed opgrawe wat ek gedoen het toe ek 16 was en waaroor ek nou nog skuldig voel nie. Dis nie wat die Here gaan doen nie. Hy sê ek vertrap jou sonde skuld. Ek gooi dit weg. Ek dink nie weer daaraan nie. As jy voor my gaan staan, is my doel om dinge reg te maak, om dinge te herstel. So ek en jy hoef nie met hierdie vrees te lewe vir die oordeelsdag, vir Armageddon nie. Ons kan leef met 'n opgewondenheid. Ons kan uitsien daarna. Ons kan jubel en juig, ons verheug voor die Here, want hy kom om te oordeel. Ek en jy kan sonder skaamte voor hom gaan staan, want Jesus het gemaak dat ons in God se teenwoordigheid kan wees, skoon kan wees. En dan kan ons voor ons regter staan. En ons kan nog steeds jammer sê, maar nie jammer sodat ons vergewe word nie. Jammer omdat dit deel is van herstel bring. So rukkie terug het Gerry met die kinders gepraat oor wanneer jy iets verkeerd doen en jy gaan kruip weg en daai gevoel wat daar in jou is, want dinge is nie lekker nie. Om jammer te sê bring herstel aan die verhouding. So hierdie kom van twee kante af. God as regter sê my kind, ek gaan jou nie oordeel nie, al verdien jy dit. My oordeel is dat jy is myne, jy is vergewe. Ek en jy loop dan nog partykeer met hierdie skuldgevoelens in ons raad. Ek en jy vergewe nie so maklik nie, en ons vergeet ook nie, soos wat die Here doen nie. En dan sukkel ons om oor dit te kom. Ek wil vanoggend vir ons geleentheid gee, waarin ek wil hê, sien die prentjie in jou kop, van jy wat voor God in sy regterstoel gaan sit. Sê vir hom jy is jammer vir wat ook al in jou gedagtes is, wat ook al jy mee rondloop, wat jy nog nie jouself vergewe het nie. En sien dan hoe die Here daai hamer van hom optel, en sê, my kind, ek oordeel jou, en jy is gered. Jy is vry, want die straf is klaar gedra. Ek gee so 'n oomblik, en daarna sal ek vir ons bid.
Here God en Vader, Here, ons kom staan vandag voor U en ons weet ons is skuldig. Here, ons weet ons verdien om gestraf te word. Maar tog staan ons nie met angs en vrees voor U nie. Here, maar kan ons opgewonde wees, omdat Jesus Christus gemaak het dat ons in U heilige teenwoordigheid mag kom. Here, ons het geen woorde om vir U dankie te sê vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Here, as ons dink aan wat deur U gegaan het, sodat ons skoon voor U kan wees, dan kan ons net dankie sê. Dankie, Here, dat U kom om te oordeel. Dankie, Here, dat U kom om dinge reg te maak. Ons is jammer, Here, vir ons aandeel aan 'n wêreld wat skeef en stikkend is. Ons is jammer vir elke woord wat ons sê wat iemand anders seermaak. Ons is jammer vir elke keer wat ons buite U wil is. Here, maar dankie dat U oor ons oordeel, nie op ons eie verdienste nie, maar uit genade. Ons loof en ons prys U daaroor. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes. Kom ons sluit die oë. Here God, dankie vir alles wat U vir ons gee. Elke seëning, elke ding wat ons het. Here, ons gee vir U net 'n stukkie terug en vra gebruik dit, Here, tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Ons het net so 'n paar afkondigings. As enige iemand vandag vir die eerste keer hier is, dan wil ons jou uitnooi om daar agter by die toonbank na die tyd goue draai te maak. Ons wil jou graag ontmoet en vir jou ietsie gee. Dan soek ons iemand om vir ons die nuwe organiseerder of koördineerder van Elengos te wees. Elengos is die gemeente se barmhartigheidsbediening en Tannie Lenet voel na baie jare wat sy daar aan stuur was, dat sy is nou gereed om af te tree. So as jy kan sien om daar betrokke te word, asseblief kom gesels met my. Ek beloof dit is minder werk as wat dit nou klink. Daar is 'n hele span wat werk, iemand moet maar net vir ons die leiersels bymekaar hou.
Maak seker jy mis nie volgende Sondagoggend se diens op 1 September nie. Ons gaan bederf word met 'n klomp wonderlike getuienisse. Ons het 'n lente lofsangdiens. So kom sommer volgende week met jou bont gekleurde klere, pak die wintersklere weg. Ons almal weet op 1 September kry ons altyd koud, so julle is voorberei daarop. Ons gaan koud kry, maar ons gaan die lente vier. Volgende week se aand om 6:00 het ons 'n Bybelliggie stap. Nou julle sal weet tradisioneel op 25ste of die Sondag hiernaste aan hierdie, dan het ons gewoonlik 'n Bybelstap hier om die kerk. Hierdie naweek was bietjie vol, so ons het dit net geskuif na volgende naweek. Ons gaan in die aand gaan stap en ons gaan Bybels uitdeel hier by die park waar julle weet 'n redelike probleem is met mense. So ons vra vir volwassenes om saam te kom, die kinders kom saam. Bring vir jou 'n liggie, bring 'n nie bederfbare produk en kom ons gaan skyn Jesus se lig daar waar dit regtig nodig is. Ons kruisfaktor seniors hou 'n deernagaand op 6 September. Nou, toe ons dit by hulle bekend gemaak het, toe sê ek vir hulle moet dit aangryp, want baie vinnig in jou lewe kom jy op 'n tyd wat deernag nie meer vir jou is nie. Ons juniors kamp die 4de Oktober en hulle is verskriklik opgewonde daaroor, so mamas en papas, onthou dit asseblief. Ons gaan op die kerkterrein kamp, dis net een aand. As jou kind nog nie voorheen uitgeslaap het nie, is die ouers welkom om die aand so 7:00 by ons aan te sluit. Die 4de Oktober. Onthou asseblief van ons verjaarsdagoffer. Die koeverte is daar in die voorportaal of andersins kan jy elektronies vir ons 'n betaling doen. Kan ons dan gou na die gebedslys toe gaan? Nou, ons het 'n klompie persone in die gemeente wat gebed nodig het. So, ons het laas gesê, moet nou nie almal van onderaf of almal van bo af begin nie, maar kies vir jou 'n naam en dan gaan jy in die week huis toe en jy gaan dra regtig hierdie persoon aan die Here op. As jy die behoefte het dat jy iemand saam met jou bid, of jy het iets in jou lewe waaroor jy wil hê ons moet bid, stuur dit asseblief deur en ons dra mekaar se laste op hierdie manier. Dan gaan ons nou staan en afsluit. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n aarde nuut en vry. Ek sien hoe God herstel gebring het toe hy gekom het om te oordeel. Kom ons staan. Die genade, die vrede, die liefde en barmhartigheid van God ons Vader is en bly by elkeen van julle. Amen. Kom drink gerus 'n koppie koffie en daar's nog lekker verjaarsdag.